Goeiedag en welkom by die Woord in Diepte. Vandag gaan ons voort in ons studie. Om 'n hegter verhouding met die Here te hê. En vandag se onderwerp is deel hom met ander. Kom ons bid. Here, dankie vir die voorreg dat ons nou die woord kan open. Ek bid asseblief dat U vir ons sal lei, dat U die Heilige Gees sal stuur, vir ons duidelik sal maak en dat ons U karakter vandag sal raak sien. Dis my gebed in U naam alleen. Amen. Amen. So sleutelteks vandag kom uit Jesaja 50 vers 4 en het sê die volgende: Die Here het my 'n geoefende tong gegee, dat ek kan weet om die vermoeide te verkoop met woorde. Hy wek elke môre, hy wek my oor om te hoor, soos die leerlinge. Wat staan vir jou uit hierso? Die eerste deel, daar's 'n paar goedjies wat uitstaan. Geoefende tong. In ander woorde, daar's 'n vlotheid daarin. Dan die vermoeide te verkoop, spesifiek met woorde. Maar in ander woorde, daar's 'n amper 'n genesing. En dan die ander deel is, hy wek elke môre, hy wek my, hier is die deel, oor om te hoor. As ons nie by die Here eers te hoor nie, kan ons nie ander van Jesus vertel nie. En ons gesindheid moet wees soos 'n leerling. Iemand wat bereid is om te leer, wat wil leer. Ons moet nie na die Bybel toe kom met ons eie insigte en eie opinies en ons eie idees en ons moet na die woord van God gaan en ons moet na God toe gaan met die gesindheid om te leer van hom. Verstaan? Want ek dink iemand een keer gevra, ja, hoekom het julle Christene het daar soveel denominasies, 'n klomp verskillende kerke en goeders. Ek dink dis deel van die probleem wat ons het in die Christelike wêreld is al die verskillende opinies en idees en tradisies en goeders wat al die verskillende kerke reg oor die wêreld het, is 'n gevolg dat ons as mense kom met ons menslike opinies en dinge. Nie omdat ons uit die Bybel dit uitkry nie, maar omdat ons kom met ons eie dinge. En dan daarop probeer inpas. Ja, en ek dink dit is die probleem. To have a teachable spirit. Nou, vandag se onderwerp is om te deel. Om God met ander te deel. En so ons moet getuies wees vir Christus. Nou, om 'n getuie te wees is nie die uitgewerkte program wat jy moet volg, jy weet, stukkie vir stukkie. Dit is nie wat 'n getuienis is nie. Byvoorbeeld, as ons in 'n hof is en daar word 'n getuie geroep, iemand wat gesien het wat het gebeur. Daai getuie het nie deur 'n hele loopbaan gegaan en na universiteit toe gegaan om 'n getuie te wees nie. Dit wat hy gesien het, dit wat hy ervaar het, dis wat hy vertel. Dis wat hy deel. So dis wat 'n getuienis is. Dit is 'n natuurlike oorloop van 'n lewende verhouding met God. En as ons tyd met hom spandeer, as ons in hom bly, dan kan dit nie, ons kan nie onsself keer om oor hom te praat nie. Ek dink jou fietsry voorbeeld. Jy's passievol oor fietsry. Dit borrel oor eers in 'n gesprek. En dieselfde met die Here. As ons passievol is, as ons opgewonde is oor dit wat die Here in ons lewens doen, dan gaan dit eers in die gesprek uitkom. En ons sal, soos ons nou sê, dit kom uit die oorvloed van die hart uit. Matteus 28, dit is tog iets wat die Here vir ons gesê het om te doen. Dit is deel van ons roeping. So ons lees 18 tot 20. En Jesus het nader gekom en met hulle gespreek en gesê, aan my is gegee alle mag in die hemel en op aarde. Gaan dan heen, maak disippels van al die nasies en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. En leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En kyk, ek is met julle al die dae tot aan die volëinding van die wêreld. Amen. So wat is hierdie? Dis 'n opdrag. Dis 'n So roeping. dit is nie, Jesus sê nie, as julle wil, dan kan julle dit doen nie. Wanneer julle tyd het, dan kan julle dit miskien doen nie. Dit is gaan dan heen, doen dit. Wat ek van hou, is die heel eerste ding wat vir my uitgespring het, is, aan my, sê Jesus, is gegee alle mag in die hemel en die aarde. En as ons Jesus het ons toegang tot alle mag in die hemel en op die aarde. Ja. So ja, soos wat jy sê,
Dit is 'n opdrag, gaan dan heen. En wat is die opdrag? Maak disippels. Beteken dit, maak dit 'n lid van die kerk? Maak hulle volgeling van Jesus. Volgelinge van Jesus. Ja. En ek dink baie keer is ons weer eens in ons eie gedagtes beperk tot die idee dat ons iemand deur die dooppad moet sien om werklik te sê, maar ek het hulle na Jesus gebring. En dit is nie wat dit beteken nie. Dit is interessant, so op daardie punt, as 'n gedeelte, ek kan nou nie presies onthou waar dit staan nie. As ek gaan soek, sal ek dit vinnig kry, maar Paulus wat sê, hierdie persoon het gesaai, die persoon het nat gemaak, of so, hy gaan deur hierdie hele storie, en dit is baie keer die punt, is dat baie keer saai jy die saad, maar jy sien nie altyd die vrug dadelik nie, of jy sien nie die vrug totaal en al nie. Ek weet van mense wat oorlede is, wat die saad gesaai het, en hulle het nooit die vrug gesien nie. Maar ek het die vrug gesien. En vir my is dit al so, eendag, as hulle in die hemel kom, dan gaan hulle die vrugte vir die eerste keer sien. Wat 'n ongelooflike ervaring gaan dit nie wees nie. So die punt is net, is dat dit is 'n opdrag wat God vir ons gegee het, nommer 1. En wanneer jy in die kerk is, dan baie keer dan word jy amper al vasgevang in soos in jy wil die nommer sien. Jy wil nommer sien soos in dis hoeveel mense wat inkom of wat gedoop is of jy weet wat nou geluister na Jesus en so voort. En ek dink nie daar's fout om nommers te sien nie, maar dit kan nie die fokuspunt word nie. Ons fokuspunt moet wees om hierdie wonderlike goeie nuus, die evangelie, uit te dra en mense na Jesus te bring. En ons moet nie net mense los nie, maar baie keer gaan ek miskien nie die pad verder kan stap met 'n persoon, maar iemand anders te kan. Ja. Wat dit ook al mag wees, die situasie, wat ook al. Maar ons kan nie mense forceer om met Christus te loop nie. Ja. Ons moet hulle na Jesus toe bring en dan op 'n mooi manier aanhou en kyk hoe die Heilige Gees ons lei, en net miskien is die iemand anders wat hulle verder vat. Maar die punt wat ek eintlik net wil maak hierso, is dat Jesus gee die opdrag, dit is iets wat ons moet uitvoer, maar die realiteit daarvan is nie die fokus is nie op my nie, die fokus is nie op die nommers nie, die fokuspunt is Christus, en dit is hy wat gedeel word met ander. Ja, so die Vader, die Seun en die Heilige Gees, die drie eenheid. En dit sê, en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. So as daar enigiets nuut is wat die Here vir die disippels gesê het, was hulle opdrag om dit dan mee te deel. So, ons kyk dan in die Nuwe Testament, in die Ou Testament, stem ooreen. Dit is net 'n uitbreiding of 'n vervulling of wat ook al die situasie mag wees. En daar is niks nuut onder die son in die sin van dat daar nou nuwe teologie is nie. Dit is net dalk ryker uitgebeeld. Daar's niks niets nie, net meer inligting. Ja, meer detail. En die pragtige belofte, en kyk, ek is met julle tot al die dae, tot die einde van die volëinding van die wêreld. Daardie belofte, as ons nou ook in ag neem dat die tema van om Jesus te deel met ander, doen ons dit uit ons eie krag uit? Gebruik ons eie woorde? Of laat ons toe, soos ons sê, uit die hart van die mond loop die mond van oor. Wat sê? Van die... Jy het byna heeltemal met mekaar hierso, maar die hart van vol is loop die mond van oor. Dat is hy, daai. En dit, as ons daai verhouding met die Here het die Heilige Gees toegang tot ons om deur ons te werk. En ek dink dit is die belangrikste deel. As ons kyk nog 'n paar verse, Johannes 16 vers 13 praat van dat dit die Gees is, die Gees van waarheid is, en hy sal ons tot in die hele waarheid lei. So ons moet daai verhouding hê om deur die Gees te lei te kan word. En Handelinge 1 vers 8 wat sê, ons sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. So, en julle sal my getuies wees. Ons moenie die Heilige Gees uit hierdie hele ding uit kan skakel nie, want dit is die hoofsleutel tot om 'n getuie te wees. Matteus 28, soos ons nou gesê het, daardie belofte van Christus, dat hy met ons is. Hierdie pragtige gedeelte wat sê,
Christus se metode was om met mense om te gaan as een wat hulle beste belange op die hart gedra het. Hy het sy medelee met hulle betoon en in hulle behoeftes voorsien, hulle vertroue gewen en toegesê, volg my. So, as ons werklik Christus in ons hart het, sal ons sy metode van liefde betoon en sy liefde vir ander wys. Dat is 'n baie belangrike punt. Ek dink dat ek het een keer iemand gehoor sê, wat gesê het, as jy 'n besigheid wil begin, kopie. Gaan kyk al die ander suksesvolle besighede wat daar buite is en kopie net wat daai persoon gedoen het. Nee? En ek dink dieselfde met as jy 'n goeie getuie wil wees, as jy iemand wil wees wat dinge op die regte manier wil doen, dan kopie. Gaan kyk hoe Jesus het gedoen. Wie is die perfekte patroon om te volg? Ja, wie was die mees suksesvolste? Jesus. So kom ons gaan kyk na Jesus se lewe en kyk hoe het hy dinge gedoen en doen hy dit presies soos hy dit gedoen het. Sonder om geforseer te wees. Dit is 'n opdrag. Maar as ons onsself forceer om te probeer getuie wees, gaan die Heilige Gees nie deel van dit wees nie. Dit moet 'n uitvloeiing wees. Dit laat my nou dink, as ek vir jou partykeer sê, glimlag, dat ek 'n foto van jou neem, dan gee my hierdie fake glimlag, né? En as ek sê, moenie vir my 'n fake glimlag gee, né? En dan gee jy vir my 'n regte glimlag, Ja. né? En dis amper van dieselfde as jy, okay, jy moet nou getuig. Okay, ek getuig nou. Dis nie wat, soos dit vroeër gesê, dit is nie hoe dit werk nie. Ja. Dit moet van nature kom. Die enigste manier hoe dit van nature kom, soos wat jy genoem het, waar die hart van vol is. So ons moet kyk, waarvan maak ek my hart van vol? So die volgende gedeelte, kragtig, sonder dwang. En ons het letterlik nou net dit aangeraak. Nou, soos dit nou gesien het, getuie is nie iets wat jy kan dwing nie. Nee? Nou kom ons blaai gou vandag na Jeremia toe. Jeremia, hoofstuk 20 en vers 9, en dit sê, en as ek sê, ek sal aan hom nie dink nie, en in sy naam nie meer spreek nie, dan word dit in my hart soos 'n brandende vuur, opgesluit in my gebeente. En ek het my moeg gemaak om uit te hou, maar kon nie. Wat is dit wat in sy hart is? Is dit brandende vuur? Hy kan dit nie blus nie. Jy kan nie dit keer nie. En dis dieselfde soos wat jy net nou genoem het. As jy passievol is oor iets, jy gaan nie kan keer, ergens gaan dit uitkom. Op een of ander manier gaan jy dit wil deel met ander, en jy gaan daaroor praat, van nature. En dit is wat Christus in ons kan wees. Die vraag is dit die geval? Is dit die geval dat wanneer ek, maak nie saak waar ek is nie, dat ek dit nie myself kan keer om met ander te deel nie, om met ander te praat daaroor nie. So, kan ons stil bly? Kan ons nie stil bly nie? So, op hierdie wil ek ook die ander kant van die muntstuk wys. Is daar tye wanneer ons nie 'n getuie moet wees nie? Dit klink nou vreeslik, né? Dit is tye wanneer ons moet stil bly, wanneer ons nie dadelik iets moet sê nie. En die Heilige Gees sal vir ons dit wys. Maar wat presies bedoel jy? Nee, die rede hoekom ek dit vra is dat baie keer moet ons hart ondersoek om te kyk, wat is my motiewe hoekom ek wil getuig? As daar enigstens 'n fokus op jouself is, vir die getuie wat jy gee, dan is dit problematies. Dan is dit beter om stil te bly. As jy hoor wat ek sê. Dis die een gedeelte. Dan die ander gedeelte wat by my opkom is, Jesus, wat die duiwels uit die man uitdryf, en dan vir hom sê, moet dit nie vir enigiemand gaan sê nie. Hoekom dink jy Jesus het vir hom gesê? Ek dink daar's net ook 'n tyd en 'n plek waar mense gereed is om iets te aanvaar of te hoor. So, ek dink net baie keer, dieselfde soos wanneer ons bid en vir die Here vra vir 'n antwoord. Baie keer gee die Here dadelik die antwoord, baie keer gee dit later, baie keer kry ons nie regtig die antwoord nie. Die punt is maar net dat
daar is 'n tyd en 'n plek vir dinge. En ons moet gekonnekteer wees met die Heilige Gees, sodat ons kan weet, wanneer is daardie tyd en die plek om te getuig. En wat 'n manier moet ek dit doen? Moet ek net iets kleins deel? Moet ek iets groters deel? Weet, en dit is hoekom dit so belangrik is om in daai verhouding met die Here te wees, want dan gaan ons weet wat om te doen. Ja. Maar wanneer ek net gaan oor myself en my eie dinge en nie gefokus is op Christus nie, dan kan ek miskien die pot mis sit. Dan kan ek miskien dinge op verkeerde maniere doen en meer skade doen in die omgewing of met die mense wat ek mee wil getuig, as wat ek gekonnekteer is met die Heilige Gees en dit op sy manier doen. Ek dink dit is sommer aan 'n voorbeeld. As daar nou iemand is wat oorlede is en ons mense wat vra oor hoekom. En partykeer is dit nodig dat hulle inligting het oor die toestand van die dood byvoorbeeld. Ander kere is dit nie wat hulle op daai tydstip nodig het nie. En dis nie dat die waarheid nou minder belangrik is nie, maar daar's 'n tyd en 'n plek daarvoor. En dit is hoekom jy moet gaan op die Heilige Gees. Ja, want En die ons Heilige het Gees moet jou leer. Miskien is dit die perfekte tyd daarvoor, miskien, maar die Heilige Gees gaan dit vir jou duidelik. ja, as ons in konneksie is. Matteus 9 vers 36 sê vir ons, en toe hy die skare sien, het hy innig jammer gevoel vir hulle, omdat hulle moeg en uitgeput was, soos skape wat geen herder het nie. Jy sien, Jesus, ons het nou gepraat van, hoe het Jesus met die mense gewerk? Jesus het simpatie gehad met die mense. Hy het hulle innig jammer gekry. Die Griekse woord hierso dui op 'n fisiese innerlike ontroering. En dit is nie van net hierdie opgewekte emosie, of laat jy nou net gaan op emosie, maar dat jy werklik kan voel en 'n same gevoel hê met mense. Medelijden. En ware simpatie kan hê met mense. En dit is wat Jesus gehad het. En dit is wat ons moet hê. Ons moet kan sien waar mense is. En dit lei nou terug wat ons net nou gesê het, dat dan sal die Heilige Gees vir ons kan wys, hoe, op wat manier, miskien moet ek niks sê nie, miskien moet ek net iets doen. En dis my manier van getuig. En in 2 Korintiërs 5 vers 14 gebruik die woorde, want die liefde van Christus dring ons. Verstaan, so dit gaan ons lei om die regte dinge te doen, wanneer die liefde van Christus in ons is. En as is 'n dringendheid wat in jou sal brand, as dit is wat die Here vir jou op jou hart lê. Hier is 'n mooi gedeelte in die Koning van die Eeue wat sê, die dwing van mense om Jesus te volg, hoort glad nie in 'n Christelike sending nie. Satan is die een, as ook mense wat sy gees in hulle het, wat die gewete in 'n bepaalde rigting wil dwing. Die oortuigendste bewys dat een van ons wel die gees van Satan in hom of haar het, is die neiging om ander te wil seermaak en uit die weg te wil ruim, omdat hulle nie ons sending verstaan nie, of nie dieselfde oortuigings as ons het nie. So as ons enigsins die verkeerde gesindheid het, dan moet ons weet, dis die gesindheid van die vyand. As dit enigsins negatiewe gevoelens teenoor ander mense het, waar ons hulle, jy weet, uit die weg wil ruim, hulle moet nie meer daar wees nie, as jy hoor wat ek sê. Dan moet ons weet, hierdie is nie Christus se gesindheid, en ons moet bid dat die Here se gesindheid in ons is. Ons moet absoluut die heeltyd seker maak, volg ons werklik Christus se manier van dinge doen, of is ons nou besig om dinge te doen, ja, op 'n menslike manier, of die vyand se manier. Die benadering tot getuienis moet hierdie tipe karakter weerspieël. Christus se karakter. Die oortuiging wat daar is en wat plaasvind vir mense om die waarheid te aanvaar, is nie deur dwang nie. Dit is deur Christus se liefde wat ons dring, wat ons gesien in 1 Korintiërs 5 vers 14. 2 Petrus 3 vers 18, as ons dit gou vinnig kan lees. Dis 'n pragtige vers. 2 Petrus 3 vers 18, en dit sê, maar julle moet toeneem in die genade en kennis van ons Here en Saligmaker, Jesus Christus. Aan hom kom die heerlikheid toe, nou sowel as in die dag van die ewigheid. Jy sien, wat moet toeneem in ons? Genade en kennis van Christus.
Wat is dit wat ons met ander moet deel? God se liefde en genade en die kennis van hom. Jy sien, dis wat in ons moet groei, dit is wat in ons moet wees. En wat moet oorborrel. Nou die vraag wat ek wil vra is, hoe maak dit ons prakties? Hoe maak ons dit prakties in ons lewe, dat ons groei in hierdie genade en kennis? Soos dat ons nog hierdie hele kwartaal nog gekyk het, om 'n hegter verhouding met die Here te hê, is hoe ons groei. Nie net in ons kennis nie, maar ook in ons karakters. En ons gaan nou eintlik kyk na 'n paar wenke hoe om Jesus te deel, as ons nou 'n bietjie prakties kyk. Ons gaan nou na 1 Petrus toe, 3 verse 8 tot 15. En uiteindelik wees almal eengesind, medelyend, vol broederliefde en ontferming, vriendelik. Vergeld geen kwaad met kwaad of skeldwoord met skeldwoord nie, maar seën inteendeel, omdat julle weet dat julle hiertoe geroep is, sodat julle seën kan beerwe. Want wie die lewe wil lief hê en goeie dae wil sien, moet sy tong bewaar van wat verkeerd is, en sy lippe dat hulle geen bedrog spreek nie. Hy moet afwyk van wat verkeerd is en doen wat goed is. Hy moet vrede soek en dit najaag, want die oë van die Here is op die regverdiges en sy ore tot hulle gebed. Maar die aangesig van die Here is teen die kwaaddoeners. En wie is dit wat julle kwaad sal aandoen as julle navolgers is van die goeie? Dis 'n bietjie tongkies gevra, dink ek partykeer. Maar as julle ook moet ly ter wille van die geregtigheid, salig is julle. En vrees hulle glad nie, en wees nie ontsteld nie, maar heilig die Here God in julle harte, en wees altyd bereid om verantwoording te doen aan elkeen wat van julle rekenskap eis, omtrent die hoop wat in julle is, met sagmoedigheid en vrees. So hierso sien ons dat die manier hoe ons met ander mense te werk gaan, broederliefde, ontferming, vriendelik, eengesind, medelyend, ons gaan nie kwaad vergeld nie, ons gaan nie skeldwoord, daar's inteendeel, né? So, vrede soek en dit najaag, afwyk van wat verkeerd is, daar gaan nie bedrog op ons lippe wees nie. En dis mooi die gedeelte in vers 15 wat sê, maar heilig die Here God in julle harte, en wees altyd bereid om verantwoording te doen aan elkeen wat van julle rekenskap eis, omtrent die hoop wat in julle is. En dan hoe doen ons dit? Met sagmoedigheid en vrees. So, belangrik wat ons doen, maar net so belangrik hoe ons dit doen. Maar ook sien, maar heilig die Here God in julle harte, wat beteken dat daar 'n werking in ons moet wees. Ja, En daai verantwoording, nou dalk sit net omdat ek die Afrikaans nou sien, is daar 'n verantwoordelikheid daaraan, dat ons met ander mense deel. So, ja, ek dink, as ons weer teruggaan, as ons leer om te luister by die Here, gaan ons kan weet hoe om te spreek. 'n Geoefende tong is wat hy vir ons kan gee. Ons herhaal onsself baie, maar dit is regtig die kern. As ons nie in koneksie is met die Here nie, gaan ons getuie nie met krag wees nie. So, hier is 'n paar idees. Opregte vriendskap. As ek met 'n motief kom om mense, soos 'n Bible bashing, of mense net die waarheid te gee hierso, toa. Of, jy weet, wat is ons motief? Is dit, gee jy regtig om vir die persoon? Is daar 'n liefde wat jou in jou ingewek is, om werklik hoop, wat is daai vers wat gesê het? Om die hoop wat in ons is. Gee jy die boodskap vir die evangelie, die waarheid van Christus, vir ons hoop? Natuurlik. En as ons werklik lief is vir iemand anders, en ons sien, hulle het nie daardie hoop nie, natuurlik is dit iets wat ons dan vir hulle wil gee. So wat is ons motief? Opregte vriendskap. Mense moet nie voel dat hulle 'n projek is nie. Ek probeer altyd tussen hoe verstaan ons dit prakties, nee? Want ons kan nie oor praat en dit so stel, maar hoe sien ons God? Byvoorbeeld, as ek iemand ontmoet, en ons gesels en so aan, en dan baie keer, dan kom ja, ek's getrouwd, en ek het 2 kinders, en so aan.
En as ek hou van die persoon, dan wil ek graag hê hulle met jou ontmoet. Dis wat ek sê. Ek wil graag hê dat ek wil hê dat hulle jou moet ontmoet, dat ek hulle aan my vrou kan voorstel. Nee, want jy is deel van my. Jy is soos, jy wat ek sê? Ons is een. Dis dieselfde oor met wees met ons verhouding met God. Is dat wanneer ons praat met mense, dis soos, dit moet wees, dat jy wil soos, ek kan nie waag om hulle aan Jesus voor te stel nie. Want as hulle net kan sien wie God werklik is, nee, dit sal hulle lewe verander. Jy hoor wat ek sê? Ja. Dis wat ons moet doen. Dis letterlik dit is die, Maar sal jy daardie gesindheid hê teenoor iemand wat jy nie voor omgee nie? Soos jy gesê het, as jy van die persoon hou. So dit is hoekom ek sê, jy moet 'n opregte vriendskap met mense wat jou is. As jou bure 2:00 die oggend raas, soos elke aand, het ons 'n liefde vir hulle? Dit is baie moeilik. Maar my punt is dat as ons 'n werklike liefde vir iemand het, nou dat jy dit noem, die liefde maak baie keer seer. maar my punt is dat ons moet eintlik vir die Here vra om vir ons 'n liefde vir mense te gee. Andersins gaan ons nie met mense die liefde van die Here wil deel nie. Ek dink, As jy ek hoor wat jy verstaan sê. Ek dink ook deel daarvan is dat, ek dink dit is 'n goeie gebed om te bid. Maar ek dink net, hoe meer jy werklik tyd spandeer met Christus, hoe meer gaan outomaties jy daai liefde vir Ja. mense hê. Dis iets wat jy nou moet gaan opwek. Jy gaan nie byvoorbeeld mense sien en kwaad word vir hulle nie, maar jy gaan mense sien, dit hang af van wat so 'n situasie dit is. Ja, Maar ja. as dit nou mense is wat jou miskien irriteer of kwaad maak, wat ook al dit mag wees, in plaas van dat jy dieselfde gevoelens teenoor hulle het as wat hulle teenoor jou het, is dit meer van, dis hartseer dat hulle so is, Ja. of dat hulle so optree. Jy hoor wat ek sê, dat jy nie ook kwaad gevoelens teenoor hulle het nie, Dis wat daai vers ons nou gesê ja, het. maar dat daar meer van 'n hartseer is en 'n omgee van, dit is nie hoe dit moet wees nie. En bid vir hulle. Ja. Soos wat Jesus sê, bid vir jou vyande. So 'n ware getuienis begin dikwels met 'n opregte belangstelling. Liefde, sorg en ondersteuning vir mense. So dit is die regte motief. Wil ons sê dat ander ook die hoop en vreugde en vrede ervaar wat Jesus vir ons gegee het? Dan is dit nie met druk of skuldgevoel of manipulasie wat ons ander van die waarheid wil vertel nie. Ons moet ook nie Jesus op mense afdwing nie. As hulle nie belangstel nie, daar is 'n vers wat sê skud die stof van jou voete af, né? Gaan voort. Dis nie te sê dat daar Nie meer, jy moet nou opgee op mense of dat nie. daar's nou geen hoop meer vir hulle Ja. nie, dat hulle genade deur is nou maar gesluit, jy weet. Ons moet nog Dis nie hoe dit steeds werk nie, ja. Maar dit gaan ook dat jy doen wat jy kan en jy volg dit wat die Heilige Gees vir jou, en Ja. as dit klaar is dit klaar. Dan gaan jy voort. Soos wat ons nou ook vroeër gesê het, dalk is dit net die saadjie wat jy moet plant. Dalk is dit net vir iemand wat jy vir hulle moet herinner van 'n keuse, dat daar 'n ander pad is wat hulle kan loop. So ons moet sensitief wees vir die Heilige Gees. Ons kan nie mense wat nie bereid is of nie gereed is vir 'n diepe Bybelstudie of selfs bespreking dwing in 'n situasie want dit gaan hulle eintlik net wegdryf. Want as dit wat 'n Christen is, Jesus het nooit forceer nie. Hy het nooit dwang gebruik nie. So weer eens gaan ons terug na daai ding dat Jesus is ons voorbeeld. Ons moet bid vir leiding, dat God ons harte in lyn met Christus sal bring. Okay? Dat ons, as ons vir iemand anders van Jesus wil vertel, moet ons in lyn wees met hom. En ook natuurlik vir die ander persoon. Veral as dit nou 'n geliefde is wat ons 'n pad mee stap, dat die Here hulle hart sal versag. Jy weet, iemand wat jy alreeds 'n verhouding mee het, nie net van iemand wat jy nou net ontmoet het nie. Dis mos 'n hele ander tipe getuie wat jy dan lewer. As jy nie weet wat in die persoon se lewe aangaan nie. Weer eens, bring dit ons terug na die feit dat die Heilige Gees is die enigste een wat vir ons kan lei. So dat ons bid dat die Here vir ons sal wys wat hulle nodig het. En dan natuurlik, vir amper sê die belangrikste, ons lewe is 'n getuienis. Is nie net ons woorde nie. Dis nie net ons dade nie. Dis die hele pakket van wie ons is, hoe ons deur die lewe gaan. So ja, Dus amper wat jy eintlik wil sê is om 'n ambassadeur te wees Dis hy. vir Christus is 'n
is 'n baie spesifieke leefstyl. Dit is. Daardie karakter wat Jesus in ons werk, is soms van meer waarde as ons woorde. So, 'n paar verse. Matteus 5 vers 16, laat julle lig so skyn voor die mense. 1 Petrus 3 vers 15 het ons al reeds gesien, wees gereed om van jou hoop te getuig. En wat 'n gesindheid. Moet ons bang wees om te praat oor Here, vir gevolge, vir dalk is daar iemand wat werklik die Here vir jou sê, maar hierdie persoon moet hierdie nou hoor. Maar dit is iemand met wie jy naby is. En jy weet, as jy dit gaan sê, gaan dit die verhouding krapperig maak. Maar die Here druk dit op jou hart om dit te sê. Moet ons bang wees om dan ons mond oop te maak? Nee, ons wees gehoorsaam en laat die stukkies val waar dit moet. Daar is 'n teksvers wat sê die liefde dryf die vrees na buite. En dit is ook net gesien in 1 Korintiërs wat vir ons sê die liefde dring ons. So ek dink dat die vyand gebruik baie keer ons emosies om ons te kry om dinge te doen of om nie te doen nie. En ons moet nie gaan op daardie emosies nie. Kolossense 4 vers 6, laat julle woord altyd aangenaam wees. Ons gesindheid, hoe ons woordkeuses maak, dat ons mooi sal praat. Johannes 13:35 wys dat liefde is die beginsel wat ons wys dat ons Christus se disippels is. En Handelinge 1 vers 8, dat daar krag is om te getuig, omdat ons die Heilige Gees het. Dit kan dalk begin met 'n vriendelike woord, of 'n luisterende oor, of dalk om vir iemand te bid, of 'n daad van liefde. Maar alles moet Christus se gesindheid weerspieël. Ons deel Jesus eintlik die beste, wanneer ons maar net mense opreg lief het, en deur die Heilige Gees gelei word. So wat sê jy? Moet jy my opreg lief hê? Moet maar seker. Moet maar seker. So wat dit eintlik sê is dat jy moet elke dag my bonus opmaak, né? Dis wat dit eintlik sê vir jou. So hoe is ons ware getuies? Ons praat oor Christus. Ja. Maar ons kan nie praat oor Christus as ons eers met hom gepraat het. Ja. En Dit is wat ons geheue teks, ekskuus. ja. Nou die volgende gedeelte, 'n afgedwaalde kind. Nou een van die swaarste vorms van getuienis is om 'n getuie te wees met 'n geliefde wat weggedraai het van God af. Nou, ons gaan 'n bietjie kyk nou daarna en kom ons lees, ons kan blaai na Hosea 7 toe. Dan gaan ons lees van Hosea 7 vers 1 tot 16. En dit sê die volgende: terwyl ek Israel genees, word die ongeregtigheid van Efraim openbaar en die booshede van Samaria, want hulle pleeg bedrog en die dief breek in en 'n rowerbende plunder op die straat. En hulle sê nie in hulle hart dat ek aan hulle boosheid dink nie. Nou omsingel hulle dade hulle, dit lê oop voor my aangesig. Sjoe, met hulle boosheid verbly hulle die koning en met hulle leuns die vorste. Hulle is almal oorspelers. Hulle is soos 'n oond wat bly brand, ook al het die bakker opgehou met stook, vandat die deeg geknie word totdat dit deursuur is. Op die dag van ons koning is die vorste siek van verhitting deur wyn. Hy steek sy hand uit na die spotters. Ja, hulle het hulle hart gemaak soos 'n oond in hulle arglistigheid. Die ganse nag deur slaap in hulle bakker, en die môre vroeg brand dit soos 'n vuurvlam. Hulle almal gloei soos 'n oond en verteel hulle regeerders. Al hulle konings val. Daar is niemand onder hulle wat my aanroep nie. Efraim, hy vermeng hom met die volke. Efraim is 'n roosterkoek wat nie omgekeer is nie. Vreemdes verteer sy krag en hy bemerk dit nie. Ook is grysheid oor hom uitgesprei en hy weet dit nie. Ja, die trotsheid van Israel getuig openlik teen hom en tog bekeer hulle nie tot die Here hulle God nie. En ondanks dit alles soek hulle hom nie. So het Efraim dan geword soos 'n onnosele duif sonder verstand. Hulle roep na Egipte, hulle gaan na Assur. Wanneer hulle gaan, sal ek my net oor hulle uitsprei, soos die voëls van die hemel trek ek hulle neer. Ek tigtig hulle soos in hulle samekoms aangekondig is. Wee hulle, omdat hulle van my weggevlieg het. Verwoesting oor hulle, omdat hulle teen my oortree het.
Ek tog wou hulle verlos, maar hulle het leuns teen my gespreek. Ook roep hulle nie van harte na my nie, maar jammer op hulle bedde. Terwille van koring en mos kerwe hulle self stikkend. Hulle is opstandig teen my. Alhoewel ek hulle arms geoefen, versterk het hulle kwaad teen my beraam. Hulle keer terug, maar nie na bo nie. Hulle is soos 'n bedrieglike boog. Hulle vorste sal val deur die swaard, weens die skeldwoorde van hulle tong. Dit is hulle bespotting in Egipte land. Sjoe, dit klink, dit is 'n vreeslike gesig wat hier uitkom. Nou, hoe hartseer is dit? Ja, Die volk van God. En elke keer hierso dan sien jy dat ten spyte van wie God is, doen hulle dit. Ten spyte van wat God probeer doen hulle dit. En is heeltyd hierdie, asof hulle erger as die heidene, erger en erger. Nee. dit is die definisie van rebellie. Ja, As jy nou hierso gelees het wat ons nou gelees het. Dis die uitverkore volk van God. En hulle het hom geken. Hulle het sy liefde geken. Hulle het geweet, hulle het sy leiding ervaar. Hoe hulle gelei is deur God. Hulle het sy wonderwerke ervaar. Hulle het dit gesien. En steeds het hulle weggedraai. Hulle hart is vol bedrog. Hulle het nie besef dat God hulle dophou nie. Hulle het na ander nasies vir hulp gedraai, eerder as na God. Hulle het afgedwaal, maar nie teruggekeer nie. En dan Hosea 4, vers 17. dis soos wat ons nou gelees het. Ephraim is aan afgode verbind. Jy weet, hulle het verkies eerder om dit te volg wat die heidene om hulle gevolg het, as dit wat hulle werklik geken het. Hoe hartseer is dit nie? En so ons kyk na hierdie, en dan die prentjie wat ons probeer skep hierso, is dat daar is mense wat wegdraai van God af. Dit kan mense wees wat ons ken, dit kan familie wees, dit kan selfs mense wat ons miskien van weet, wat ons raak sien, en dan sien, joh, dis hartseer, die ken Mense hulle wat nie. in leierskapposisie is of iets. En dan ons verstaan dit nie altyd nie. Hoekom moet dit gebeur? Hoekom het die Here dit toegelaat? Hoekom kan hulle nie terugbring nie? Maar die Here gee vir ons vryheid van keuse. Hy dwing ons nie. Ons het letterlik dit net nou gesien, dat God dwing nie mense nie. Almal het vryheid van keuse, en hierso het hulle vryheid uitgeleef. Om Hulle het verkeerd te kies. hulle vryheid uit, en hulle het die verkeerde gekies. En vers 2, die volk het nie besef dat God alles sien nie. Is ons so vasgevang in hierdie ratreis van die lewe wat ons in is, so vasgevang deur alles wat ons aandag aftrek om ons, dat ons miskien vergeet dat God sien alles. Soos mense al tevore Jesus kan in die donker sien. Maar het is gewoonlik in die donker waar al die goed gebeur, maar ja. Maar so die vraag is, hoe beïnvloed hierdie gedagte ons en ons gedrag as gelowiges, dat ons bewus is dat God sien alles raak, hy weet van alles. Vers 11 sê dat Ephraim was soos 'n onnozele duif, né? Ja, wat in vensters vasvlieg En hulle vlieg oral behalwe na God toe, né? ja. En gaan ons verder, dan sien ons, as ons gou vinnig kan blaai na Jeremia 31, Vers 15, en ek lees, so sê die Here, 'n stem word gehoor in Rama, geklaag, bitter geween, Rachel ween oor haar kinders, sy weier om getroos te word oor haar kinders, omdat hulle daar nie is nie. So sê die Here, bedwing jou stem van geween en jou oë van trane, want daar is loon vir jou arbeid, spreek die Here, en hulle sal uit die land van die vyand terugkom. Ja, daar is verwagting vir jou nakomelinge, spreek die Here, en die kinders sal terugkom na hulle grondgebied. Sekerlik het ek Ephraim hoor weeklaag. U het my getugtig en ek het my laat tugtig soos 'n ongeleerde kalf. Bekeer my, dan sal ek my bekeer, want U is die Here my God. Want nadat ek tot inkeer gekom het, het ek berou gehad, en nadat ek tot insig gekom het, het ek op die heup geslaan. En ek het beskaam gestaan, ja, ook in die skande gekom, omdat ek die smaad van my jeug dra. Is Ephraim vir my 'n dierbare seun of 'n troetelkind? Want so dikwels as ek teen hom spreek, dink ek nog altyd aan hom. Daarom is my ingewande oor hom in beroering. Ek sal my sekerlik oor hom ontferm, spreek die Here. Ons sien die Here se gesindheid teen 'n rebelse, hardkoppige, hardnekkige, al die
al die verskillende woorde wat Ja. beskryf Hoe ons optree. ja, Dis hy. en Ja. so God se woorde, wat sê God aan Rachel? Bedwing jou stem van geween en jou oë van trane, want daar is loon vir jou arbeid, spreek die Here, en hulle sal uit die land van die vyand terugkom. So God sê, daar is hoop, Ja. en dis nie verkeerd om te huil, nie verkeerd om hartseer te wees nie, maar ons kan nie daar bly nie. Ons moet uit dit uit opstaan, en dit is wat gebeur wanneer ons, in plaas dat ons vasgevang word in ons emosies, moet ons rig na God, en moet ons praat met hom, en wanneer ons in daardie konneksie is met God, dan sal ons by die antwoorde uitkom, dan sal ons die hoop sien, en die hoop ervaar, wat daar wel is. Nou, wat is God se hart oor die afgedwaaldes? God sê, is Efraim my dierbare seun, hy sien nog steeds as kinders, stout kinders, maar nog steeds kinders, en dit is my baie hartseer, wanneer mens sien dat daar mense is wat rebelleer teenoor God. As ons lees van Saul, nee, die eerste koning, dit kon soveel anders te gewees het. Dit hoef nie gewees het soos wat het uitgedraai het nie, maar dit is sy eie begeertes, dit is sy eie keuses wat hy gemaak het, wat gelei het tot daardie uitwerking, en wat gelei dat sy hele familie vernietig was op die ou einde. En dit hoef nie so te gewees het nie, maar dit is my keuse, en God gee vir ons vrye keuse, en ons kan nie wegkom daarvan nie. God gaan nie ons dwing nie, hy gaan nie intree en dinge in sy hande sit teen my wil nie. Ja. Maar beteken nie ons gaan ophou bid nie. Ja. Ons moet aanhou bid vir daardie persoon. Ons kan aanhou bid en intree en aanhou, en baie keer, ek het een keer 'n boek gelees, en ek dink ek het dit al hier gedeel, waar jy die persoon het gebid vir hulle ouer, en hulle pa het letterlik gerebelleer, hy wou niks geweet het van God nie. En ek dink dit was 'n week of 2 voor sy dood, toe die een dag, toe sê hy vir sy dogter, het hy die Here aangeneem. En dit was nie lang daarna nie, toe sy dood. So hier is die persoon, letterlik net voor, en hy aanvaar, so daar is hoop, daar is altyd hoop, jy moet nooit kom op 'n punt waar daar is nie hoop nie, daar is altyd hoop, kyk na Manasseh, as daar hoop is vir hom, dan is hoop vir enigiemand onder die son amper, né? So die punt is, daar is hoop, en ons het gesien laas week, die hoop beskaam nie, né? Maar ons moet ook bewus wees, dat die Here kan nie teen ons eie wil gaan. Ja. En ons moet hulle, dit is in ons harte om hulle terug te bring. En hoe doen ons dit? So, die hoofgedagte vir my is dat ons het al almal deur verskeie fases van ons verhouding met die Here gegaan, waar ons dalk nie, daar is dalk 'n rebellering gewees, maar dalk is dit net 'n verlouing, dat ons dalk nie daai vuur aan die gang gehou het nie. En dalk moet ons 'n bietjie introspeksie doen, en dan met sagmoedigheid na ander mense kyk, wie ons wil terugwen na die Here toe. Nie hulle dwing nie, want dit gaan niks baat nie. Maar, en dalk 'n bietjie dink, wat het my teruggetrek na die Here toe? Na 'n nouer verhouding met die Here? Was dit dalk 'n preek? Was dit dalk dat ons deur 'n moeilike tyd moes gegaan het? Was dit dalk 'n vriend of 'n familielid wat daar was vir ons, of ons bemoedig het, of dalk was dit dat iemand aanhoudend vir ons gebid het, wat ons eers van geweet het op daai tyd nie, of dalk selfs geweet het. Ek dink meeste mense weet hulle ma bid vir hulle, oor die algemeen, hè? 'n moeder se gebed. Sagaria 10. Ek dink ons het tyd om dit te lees, so ek sal dit opsom. Dit begin met 'n oproep om vir reën te bid. Die volk het soos 'n kudde weggedwaal, maar God beloof dat hy hulle sal terugbring, hulle versterk en herstel. So dit pas mooi by die gedagte wat ons net gelees het van God sal die verdwaaldes, die rebellie terugbring. En as ons iemand wil help terugkom na Christus, moet ons uit ons eie verhouding uit, dit moet uit ons eie verhouding uitvloei. Anders word dit menslike inspanning. So hoe sien ons dan nou? Baie het vir my oopgemaak van dat ek ouer is.
Veral soos die kinders groter word, dink ek, daar is meer wat ons kan besef van God se hart, soos wat ons in ouerskap ingaan. Waar daar's 'n tere liefde, maar daar's ook, jy kan nie 'n kind dwing om te doen wat reg is nie. Jy moet hulle leer en met geduld hulle aanmoedig om te kies om te doen wat reg is. Jy kan nie dit vir hulle doen nie. Hulle moet leer om dit self te wil doen. En so ook as ons mense wat weggedwaal het sien, hulle hou jou dop. Hulle hou ons bitterlik fyn dop, want ons sê, ja nee, God is nog dieselfde. God is getrou, maar hulle ervaar dit nie, so hulle hou jou dop, om te sien, gaan jy dalk struikel op dit waaroor hulle struikel. En hulle kyk ons houding, ons woorde, ons reaksies, het ons vrede in elke situasie, is ons liefde eg. En ons lewens kan hulle of nader trek of verder wegdryf. So, Jesus se houding teenoor afgedwaaldes, ek moet sê, dis pragtig. Jesus het gesê, hy het gekom om die siekes gesond te maak. As ons voel ons het nie die Here nodig nie, dan is dit net so wat ons sê vir hom, jy het nie vir my gekom nie. Maar hierso sien ons, Jesus se houding is, ons almal is siek. Ons almal het malaats van sonde. En dit beteken, hy het vir ons gekom. Nie om te veroordeel nie, maar om te red. So wanneer ons mense wil terugbring, moet ons iets van sy karakter vir hulle wys, en dit sal hulle trek na hom toe. In Lukas 22, vers 31-32 sê Jesus vir Petrus, dat hy vir hom gebid het, sodat hy sy geloof nie sal ophou nie. En wanneer Petrus bekeer het, moes hy sy broeders versterk. Ek moet sê, ek dink ek sou nog mismoedig wees. As Jesus my sê, wanneer jy bekeer het, soos in, Wanneer jy bekeer is, ja. Here, ek was soos in 3,5 jaar dat ek dan met jou gestap het, soos as ek dan En ek sou geen bekeerd nie. ai, jene, maar daar's altyd herstel na die mislukking. Kyk daar, Johannes 21 vers 15, 16 en 17 sê, waar Petrus met Jesus praat, en Jesus vir hom sê, het jy my lief? En Petrus antwoord elke keer, tot die 3de keer sê hy, my Here, u weet. En so kan ons sien dat die Here se doel is 'n versterking en 'n terugbring, 'n herstel. Jy wil Definitief. iets sê? Ja, ek dink ook dat om mense terug te bring, is nie om hulle terug te bring kerk toe nie. Ja, As mense afgedwaal het en hulle kom nie meer kerk toe nie, die punt is nie dat hulle maar net in die kerk sit nie. Jy weet, jy kan in die kerk sit en nog steeds verlore wees. Jy kan in die kerk sit en nog steeds rebelleer teen God. Nou nie sê, dat is, moet die kerk toe kom kerk toe. Maar die punt is net dat, dit is die fokuspunt. Die fokuspunt is om mense terug te kry na Jesus toe. ja, Om dat hulle Jesus weer eens kan sien. En so om al hierdie nou by mekaar te bring, ons lewe moet die argument wees. ja, Ons lewe is die getuies. Petrus se herstel na sy verloning illustreer 'n baie kragtige punt vir ons. Jesus het vir Petrus gebid. En wat het hy gesê? Soos wat jy genoem het. Het jy my lief, Petrus? En Jesus het, en Petrus het, en dit kom tot op punt, nee? En Petrus het sy lewe gegee vir Christus. ja. Hy is gekruisig. Hy is gekruisig, net soos wat Christus gekruisig, en hy het gesê, kruisig my onderste bo asseblief, want ek is nie waardig nie, né? So, tot daar waar hy bang was en nie sê dat hy Christus ken nie, het hy sy lewe op die ouende vir Christus gegee. Op die ou end het hy daardie uitgeleef, né? Hy was 'n ware getuie vir Christus. Nou, as ons kyk, wat is baie keer dinge wat in die pad staan, hoekom mense ons nie werklik kan sien as getuies nie, hoekom ons nie ware getuies kan wees nie, is ons konsekwent in ons lewe. Consistency. Is ons eg? Mense kan deur ons sien. Mense kan sien as jy nie eg is nie. Het ons vrede te midde van moeilikhede?
En dan natuurlik, hoe hanteer ons mense? Word ons frustreerd, geïrriteerd deur mense? Wat is daardie gesindheid wat binne my is? Daar's 'n baie mooi gedeelte, ek gaan dit in Engels lees, wat ek graag met julle wil deel. Dit kom uit Ministry of Healing uit. Dit sê, the badge of Christianity is not an outward sign, not the wearing of a cross or a crown, but it is that which reveals the union of man with God. Soos die konneksie tussen ons en God. By the power of His grace manifested in a transformation of character, the world is to be convinced that God has sent His Son as its Redeemer. So wanneer my karakter getransformeer word, dit sal die mense oortuig. Nee? No other influence that can surround the human soul has such power as the influence of an unselfish life. The strongest argument in favor of the gospel is a loving and lovable Christian. Dit is wat ons moet uitleef. Dit is wat die kernpunt is, die fondasie van vandag se boodskap. Kom ons bid dan. Here, dankie vir hierdie voorreg dat ons hierdie kon bestudeer het, dat ons dit kon gesien het, wat ons moet uitleef. Help asseblief dat ons verhouding met U sal groei, dat ons meer en meer tyd met U sal spandeer, dat ons ware getuies vir U sal wees. Amen.